Sluit aan by Shink Stories op ons webtuiste en kry die nuutste stories en toegang tot ons hele versameling. Maar vir nou, geniet hierdie storie. Die Bybel wys vir ons die pad. Shink Stories. Jy luister nou na 'n Shink Bybelstorie. Die skepping. Heel aan die begin was die aarde verlate en sonder waarde. Die aarde was 'n leë plek, niks werd. Diep donkerte was tot die groot waters, en God se gees het toe beweeg oor die donker massas water. God het gepraat en gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Hy het die helder, vrolike lig gesien en gesê, dit was goed. Daarna het God die lig van die donkerte geskei. Hy het die lig dag genoem en die donkerte nag. Dit was die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n skeiding wees tussen die waters. God het 'n uitspansel gemaak en die waters geskei. God het die uitspansel hemel genoem. Dit was die tweede dag. En God het gesê, laat die water op een plek bymekaar kom en laat die droë land aarde genoem word. Al die water het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. Weer het God gepraat en gesê, laat daar gras groei, kruie en plante wat saadjies maak en kan meer word, bome van alle soorte wat vrugte kan dra. En dit was so. Gras het begin groei, kruie en plante wat saadjies maak en bome wat lekker soet vrugte dra. Dit was die derde dag. Met die aanbreek van dag 4 het God gesê, laat daar helder, gelukkige ligte wees in die hemel, om die dag van die nag uit te ken. En laat hierdie ligte tekens wees, seisoene aanwys en ook die dae en jare duidelik maak. Laat hulle ligte wees in die hemel, om lig aan die aarde te voorsien. En dit was so. Toe maak God die 2 groot ligte om vir die aarde lig te gee. Die son sal heers oor die dag en die maan oor die nag. Dit was die 4de dag. En God het gesê, laat daar klomp bewegende diere in die water en in die oop lug wees. Hy het groot walvisse, jolige dolfyne en die mooiste klein vissies gemaak. Vir die lug het hy sterk arende met wye vlerke, mossies en klomp verskillende voëls gemaak. God was bly dat hy hulle gemaak het. En hy het gesê, word meer, vul die waters in die see en vlieg vrylik in die lug. Dit was die 5de dag. En God het gesê, laat daar diere wees op die aarde, plaasdiere, wilde diere, reptiele en klein insekte. God het gekyk en gesien, dit was goed. Maar God se wonderlikste plan het gewag tot heel laaste. Hierdie wonderlike plan was om die mens te maak. Hulle het gesê, kom ons maak die mens om soos ons te lyk en soos ons te dink. Laat die mense heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, oor die plaasdiere, die wilde diere en oor elke kruipende diertjie. God het die mens gemaak om soos hy te lyk en om saam met hom op die aarde te leef. God het alles gesien wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed. Dit was die 6de dag. Op die 7de dag was God se skepingswerk klaar en God was stil, tevrede en so bly oor wat hy gemaak het. Alles het 'n begin gehad en niks is per ongeluk gemaak nie. Ons God is sterk en magtig. Deur sy kreatiewe krag het hy alles gemaak. Dit is hoe God skep. Hy praat. Vandag praat hy nog elke dag met my en met jou. En weet jy, jy ken sy stem. As jy stil en rustig luister, sal jy hoor hoe mooi God met jou praat.
Stories. Vir goeie stories in Afrikaans met gesonde waardes en lesse. Sluit aan by Shink Stories.